As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Wat het ek verkeerd gedoen, dat slegte dinge met my gebeur? Die Here straf my seker vir iets wat ek verkeerd gedoen het. Hoeveel keer hoor 'n mens nie die woorde uit die mond van gelowiges kom, wanneer daar beproewings op hulle lewenspad kom nie? Hoeveel keer voel ons nie self so nie? Ons tref hierdie siening in hospitale aan, waar mense vir jou kom vertel, dat jy net jou sonde moet bely en dat dit dan met jou sal beter gaan. Natuurlik, met die implikasie dat as jy siek bly, jou geloof te klein en jou sonde te groot is. Nou moet ons dadelik sê dat die siening, dat bepaalde lyding gekoppel word aan bepaalde sonde, so oud soos die berge is. Job se vriende se gesprekke met hom het hierdie argument as ondertoon. Selfs in Jesus se tyd sou sy disippels na die blindgemore man verwys en dan vir Jesus vra of die blindheid veroorsaak is deur sy sonde of deur die sonde van sy ouers. Ons lees daarvan in Johannes 9. Dit is so eie aan 'n mens om die oorsaak van sy of ander se lyding te probeer verklaar vanuit spesifieke verkeerde dinge. Dood moet immers 'n oorsaak hê. Natuurlik is dit so, dat sekere sondes tot sekere lyding kan aanleiding gee. 'n Losbandige seksuele lewe kan tot sekere siektes lei. Ongesonde eetgewoontes kan tot allerlei kwale, selfs kanker lei. Oormatige spoed en wetsongehoorsaamheid kan tot motorongelukke lei. Dobbelary kan tot finansiële krisisse lei. Om egter te meen dat alle lyding teruggevoer kan word tot 'n spesifieke sonde is gewoon nie waar nie. Luister maar na die woorde van die psalmdigter uit Psalm 130, wanneer hy vanuit die dieptes van sy bestaan tot die Here roep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, wie sou nog kon bestaan, Here? Wie sou een enkele sekonde kan bestaan? As die Here in sy heiligheid ons vir elke sondetjie of groot sonde moet straf, wie sou inderdaad 'n oomblik kon bestaan? Daar's niemand wat voor die Here kan staan en homself regverdig kan noem, so asof hy sonder sonde is. Wie so hieroor dink, verstaan dus in 'n sekere sin nie die grootsheid van ons sonde, die donker dieptes van ons ellende nie, en daarom ook nie die geweldige verlossingsdaad in Jesus Christus nie. Jesaja het al soos volg oor die verlossingswerk van Jesus geprofeteer. Jesaja 53 vers 5 en 6. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. En daarom bely Psalm 130. By U is daar vergifnis. Daarom word U steeds gedien. En die Here sal al die sondes van Israel vergewe. 'n Kind van die Hemelse Vader word danksy die verlossingswerk van Jesus Christus nie meer vergeld of gestraf vir sy sondes nie. Ja, die Here tugtig nog en louter nog en vorm nog, maar die straf op die sonde is klaar betaal. Natuurlik lê sonde in die breë sin van die woord agter die lyding wat ons nog verduur hier op aarde. As dit nie vir die sondeval was nie, sou daar nie dood in die wêreld gewees het nie. Die dood se voorloper of sy skaduwee is siekte en lyding en pyn en ongelukke en ouderdom. As dit nie vir die dood was nie, sou dit ook nie daar gewees het nie. In hierdie sin bely ons sondes en ons ellende voor die Here. Daar is inderdaad baie min lyding waarin ons nie in 'n mate deur ons sondigheid deel het nie,
Selfs al is dit nie doelbewuste sondes nie. Dink maar aan al die gevolge van nalatigheid, vergeetachtigheid, gebrekkige oordeelsvermoë, onkunde ensovoorts in my lewe. Het is net louter genade van die Here dat ons nie elke dag in elke vorm van lyding vasgevang is nie. Dit is immers wat ons verdien. Gelukkig kry ons nie wat ons verdien nie. Dit is genade. As verlosters ly ons nog in hierdie wêreld, maar ons lyding is in Jesus Christus nie meer 'n lyding uit straf en vergelding nie. Die digter van Psalm 130 het dit al besef. Goeienaand.